Goeiedag geliefdes, wat 'n voorreg om weer saam met julle te kuier. Ek hoop dat julle uitgesien het na hierdie oordeenkingie wat ek weer hierdie week gaan aanstuur en ek hoop dat julle iets daarmee gaan leer, daarvan gaan leer en dit dalk kan gebruik ook in die week wat kom. Maar voordat ons wegspring, kom ons bid eers saam. Ons heilige hemelse Here, Here, dankie dat ons op hierdie manier oor die fone en oor die rekenaarskerms die wêreld in van U kan leer en boodskapies vir mekaar kan aanstuur. Baie dankie dat U ook by dit betrokke is, dankie dat U dit ook seën, en dankie dat U vir ons elkeen lief is, Here, dat U wil hê ons moet uit die woord lees, U wil hê ons moet U leer ken deur U woord, en U wil hê ons moet dit met ander mense deel. Gee dat dit ook ons hart sal wees, en ons strewe sal wees om meer en meer soos U te wees, maar ook meer en meer van U te vertel. Maak nou die woord vir ons oop, Here, gee dat ons sal verstaan wat U vir ons wil sê en dat ons dit sal gebruik in ons daaglikse lewens. Baie dankie vir al die liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, het julle geweet dat daar in die Bybel staan dat Jesus gesing het? Ek dink ons het dit al almal raak gelees, maar as jy nou spesifiek vra daarvoor, dan weet ou nie noodwendig nie. So, in Matteus hoofstuk 26, maar ook in Markus hoofstuk 14, staan daar dat Jesus saam met sy disippels gesing het. Ek gaan vandag vir ons Matteus hoofstuk 26 lees, en dan sal julle dit hoor. So ek lees van Matteus 26, daar vanaf vers 17 tot 30. Wees welkom om saam te luister. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, kom die disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die Paasmaaltyd te eet?" Jesus het geantwoord: "Gaan in die stad na so en so toe en sê vir hom: Ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die Paasmaaltyd hou." Die disippels het gemaak soos Jesus aan hulle opgedra het en die Paasmaaltyd voorberei. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Hulle was baie onhuts en een na die ander het hom begin vra: "Dit is tog nie ek nie, Here?" Hy antwoord toe: "Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wee die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie." Toe sê Judas, sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" En Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." En terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink nie." En dan die versie waarna ons dan nou verwag, vers 30, nadat hulle 'n loflied gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. En dit staan ook dan nou so in Markus hoofstuk 14, dat hulle nadat hulle die Paasmaaltyd gebruik het, saam gesing het. So, dit staan in hierdie twee evangelies, en dit vertel ons dan nou dat Jesus saam met sy disippels 'n psalm gesing het. En dit gebeur dan natuurlik soos ons gelees het, die laaste aand van die Paasmaal, nadat hy aangedui dat Judas hom gaan verraai, en dan nou ook kort voordat hy gevange geneem en gekruisig sou word. Ons almal ken die storie mos baie, baie goed. So, musiek of om te sing is nie noodwendig slegs 'n uitdrukking van my of jou gevoelens nie. Ons hou mos van lirieke wat van liefde vertel, of liedjies waar daar gesing word van ons herkoms, of musiek wat ons voete laat juk om te dans, né? Maar sang en musiek is mos natuurlik ook 'n manier om die Here te loof en te prys. En dan, net soos die woord van God, is sang natuurlik ook 'n wapen wat ons kan gebruik in ons moeilike situasies. Wanneer ons angstig is, of wanneer ons bang is, of wanneer ons voor 'n groot uitdaging te staan kom, né?
Soos het my vrou, was so 'n paar jaar terug, baie siek gewees en sy het daardie getuienis van haar met die jong mense in ons gemeente gedeel die afgelope tyd, van julle was dalk daar om dit te hoor. En sy het vertel hoe sy so siek was in die hospitaal en vir weke lank siek was, ek onthou dit so goed, waar hulle net nie die fout kon kry nie. Sy was doodsiek geweest, sy was regtig siek, en hulle het allerlei toetse gedoen, en op 'n stadium was sy so siek, dat sy vir die Here gesê het, sy aanvaar dat hierdie nou die einde is. En die enigste ding wat sy sê, wat vir haar hoop gegee het, is die liedere wat sy as kind in die kerk geleer het, om dit in haar gedagtes saam te sing. Hoe wonderlik is dit nie, as jy sulke woorde kan onthou, om 'n ou in moeilike tye te dra. En ek sien dit ook in die aftreeoorde, waar ons die geleentheid het om die woord te bedien, waarvan die ouer mense dalk nie meer so lekker kan lees nie, of nie meer so lekker die singboekie se bladsye kan blaai nie, maar wanneer ons bekende liedjies sing, dan helder hulle oë sommer op en hulle lippe beweeg saam, want dit bring jy onthou terug, né? Dit gee ons hoop. En dit is natuurlik 'n groot voorreg van 'n kind van God, en dalk ook 'n opdrag aan ons elkeen wat 'n Christen is, om in alle omstandighede die Here te loof met ons sang. En ons kan dan op so 'n manier ook vir hom dankie sê natuurlik, né? Vir dit wat hy vir ons doen, en dat hy ons dra, en dat hy ons liefhet. En daarmee versterk dit ook ons hart en siel, sodat ons roeping, wat God vir ons elkeen het, kan uitvoer. Net soos die roeping wat Jesus ook gehad het, om aan die kruis te moes sterf. Hy het bloed gesweet. Hy het selfs vir die Here gevra om daardie beker by hom verby te laat gaan. Maar steeds het hy sy roeping uitgevoer, en te midde van dit alles, het hy steeds sy Vader geloof en geprys, soos wat ons nou gelees het in vers 30, né? So, waarin jy jouself ook al bevind, onthou altyd, die Here het jou. Hy wil hê jy moet jou geloof in hom bevestig, deur aan hom geloof te bring. En dit maak nie saak of jy soms 'n vals noot sing, of 'n verkeerde snaartokkel, of 'n verkeerde klawer speel nie. Wanneer ons lofliedere by die Here se ore uitkom, is dit perfek, en net soos hy dit wil hoor. So wat is hierdie loflied? Net vir interessantheid. Hierdie loflied wat Jesus en sy disippels gesing het, waarvan ons gelees het, is deel van die, ek hoop ek spreek dit reg uit, die Hallel psalms. Nou Hallel in Hebreëus is die woord vir loof of prys, en dit is psalms 113 tot 118 in ons Bybels. En alhoewel baie van die ander psalms, soos julle weet, ook die Here se lof besing, is hierdie psalm 113 tot 118 tradisioneel deur die Jode gebruik en gesing tydens die Paasmaaltyd. Veral psalm 118 is dikwels dan ook die laaste een wat gesing is nadat hulle die nagmaal gebruik het. En as jy hom gaan lees, dan sien jy hoe betekenisvol is dit in hierdie konteks van dit waar Jesus se lydensweg begin het, daai aand na die Paasmaaltyd, né? Waarvan ons nou maar net 'n paar oomblikke van gelees het. Dit is nou maar net die begin van daardie verhaal. Hierna is Jesus dan nou natuurlik, het hy die nag in Getsemane deurgebring, en uiteindelik is hy gevange geneem, en ons ken die storie, is hy gekruisig, en vandag, as gevolg van dit, kan ons hier nog steeds as verloste mense leef. So om af te sluit, wil ek graag vanaand vir ons 'n paar versies lees uit Psalm 118. Jy is welkom om ook in jou stilte tyd Psalm 113 tot 118 so stukkie deur te lees. Dis eintlik baie mooi, maar vandag lees ek net vir ons Psalm 118 vers 1 tot 9 en dan net vers 28 en 29 om daarby aan te sluit. So Psalm 118 sê die volgende woorde: Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. In my nood het ek na die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my, hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. En dan net vers 28 en 29. U is my God, u wil ek loof. My God,
U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So, baie dankie dat jy saam geluister het. Dit is vir my 'n voorreg om die boodskap hier te deel. En onthou nou, moet nooit dink, dit is onnodig om die Here te loof en te prys nie. Al sing jy soms vals, soos ek, gaan voort en loof en prys die Here. Hy wil dit graag hê. Geseënde week vir julle almal. Groete.